te kan sing, Here, dat U ons koning is, dat U ons as die beeld maak om uit te gaan, Here, maar ook dat U saam met ons is. En Here, ek vra ook vandag, of vanoggend, Here, dat dit wat ons vanoggend alles gaan doen hier so in die erediens, Here, dat ons U teenwoordigheid sal voel, soos wat ons nou ook gevoel het, soos wat ons gesing het. Maar Here, dankie ook dat ons kan verklaar vanoggend, dat U ons koning en ons verlosser en ons Here is. Ek bid dit alles in U naam alleen. Amen. So vandag is 'n groot dag eintlik vir Annette. Nie net omdat dit haar verjaarsdag is nie, maar sy gaan belydenis aflê vandag, om deel te word, nie net as 'n lidmaat nie, maar as een van wie ons is, om te sê sy is 'n belydende lidmaat van die NG Kerk. So Annette, ek wil hê jy moet vir my voorkom staan, dan gaan ons 'n bietjie saam gesels. So ek en Annette het 'n paar gesprekke gehad wat redelik lekker was en ons het goeie goed uitgekom en ons het diep dinge gesels en saam gehuil en alles en dit was regtig spesiaal geweest. Maar ook met die kerkraad en goed, ons het so 'n bietjie gepraat en nou ook en daar was geen besware geweest nie wat vir my wonderlik is, maar ons sien eintlik in Annette se lewe hoe goeie getuie sy is en hoe sy haar hart brand vir die Here en dit is iets wat aansteeklik is. So dankie vir dit en ek bid regtig dat die Here jou net nog meer sal gebruik en nog meer plekke en jou liggie net nog helder sal laat brand. So met dit, ek wil die formulier en goed lees van die belydenis en dan 4 vrae waarop jy dan hardop gaan antwoord. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy voor die gemeente sê wat jy in jou hart glo, naamlik dat Jesus Christus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy op hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy woord wil lewe, dat jy aktief by sy kerk betrokke sal wil wees, dat jy as getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem ook om gereeld die Bybel te lees en te bid, sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word. Deur al die jare wat jy ook katedese gedoen het, het jy sekere kennis oor God opgebou, die Bybel en die kerk. Vandag sê jy dat dit nie net die verstaanskennis is nie, maar dat jy ook met jou hele hart daarop vertrou. Ons wil daarom graag vir jou die geleentheid gee om nou ook in die erediens voor God en die gemeente hiervan te getuig. So die vraag wat ek aan jou wil stel, glo jy die lees soos dit in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenisskrifte leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leerlinge wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely vir die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En vierdens, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat is jou antwoord? Dit is 'n hardop ja. So met dit verklaar ek vandag op die genadeverbond, soos ook beseël of verseël deur die doop en deur die belydenis wat jy nou aflê, word jy hiermee verklaar as 'n belydende lidmaat van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Williamstown. Baie geluk. En wil ek net nog iets graag sê voordat ons vir hande klap en vir bid. Jy moet alles in jou vermoë doen om op die wedloop van die lewe en die geloof voluit te volhard, sodat jy die ewige lewe as prys kan verkry. En in gemeente, sien ook haar as deel van ons gemeente. Sorg vir haar en bid vir haar. Moedig haar aan en leef in liefde saam met haar, sodat God se naam verheerlik kan word en Jesus se liefde uitgedra kan word. Julle is lede van die liggaam van Christus. Verheerlik hom deur julle lewe as lewende en heilige offers vir hom te gee. Amen.
Ek gaan vra dat die kerkraad vir ons ook nou vorentoe kom en dan gaan ons saam 'n boekie teken net om te sê dat dit is wat sy gedoen het en dan gaan ons saam vir haar bid ook. So die kerkraad kan vir my vorentoe kom asseblief. Daar teken. Sorry. Dat was iets die binnenkant ook vir jou. Dis net so. En net jy kan sommer hierso voor ons in die middelkop staan en dat ons net ons hande vol opsit en dan bid ons saam vir haar. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend vir Annette aan U kan opdra. Here, dankie dat sy vanoggend in die openbaar in ons gemeente te kom sê en te kom bely, Here, dat sy U kind is, dat sy glo en vertrou dat U haar verlosser en haar saligmaker is. En ja, Here, dis nie altyd maklik om ons geloofspad te stap nie. Maar Here, sy het 'n hart wat brand vir U en 'n lig wat helder skyn, Here, en ek bid en ek vra dat U ons sal help om dit nog meer uit te leef. Here, dat sy nog 'n groter voorbeeld sal wees waar sy elke dag rond beweeg. Here, dat U haar passie vir haar geloof en vir U net nog groter sal maak, Here. Maar ook dat U haar sal sterk maak wanneer daar aanvalle is op haar lewe. En Here, dat sy weet dat U haar beskerm en dat U haar vashou. Here, dankie vir hierdie wonderlike vrou en sussie wat sy is. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Dankie julle. Dis spesiaal is dit net nie, né? Ek wil graag hê ons moet 'n gebed bid vanoggend wat ook deel is van 'n reeks wat ek gaan mee begin vandag. So Uself so in Christus en die Gees van ons kom openbaar dat ons U werklik sal ken. Mag ons U liefde in Christus ken, liefde ons aan doorgaan. En mag ons lewens met U teenwoordigheid oorspoel word, sodat daar nie 'n stukkie van ons lewe is wat nie deur U teenwoordigheid geraak en gevorm word nie. Seën ons ook, Here, in die volgende paar dae, waar ons bymekaar gaan kom en waar ons gaan leer, Here, sodat ons meer honger en dors na U sal hê. En dat ons nooit of glad nie hier so dieselfde sal uitstap nie. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Die van julle wat jy lees by Matteus 28 waar dit ons is. Maar ek wil dan graag begin met 'n aanhaling van Eugene Peterson wat sê: If Christ is King, everything, quite literally everything and everyone, has to be reimagined, reorientated to a way of life of and obedient following of Jesus. Nou ons weet ons elkeen is op 'n geloofsreis saam met die pad na die eindbestemming toe. En op hierdie geloofsreis is ons belangrik om gehoor te gee aan God se stem. Gehoor te gee aan die opdragte wat hy vir ons gee, maar ook die boodskap
wat hy vir ons elkeen het. Ons in 'n disipelskap om 'n volgeling van Jesus te wees. Maar tog, dat ons Jesus se leefstyl sal aanleer. Dat ons sal lewe soos hy gelewe het hier op aarde. Maar deur dit dat ons op 'n nuwe manier sal lewe en nie op ons ou manier sal aangaan nie. So om saam met Jesus te stap, agter hom aan te stap en te doen wat hy vir ons sê, wat hy vir ons leer. Dit beteken ook dat ons sy woorde, sy leefstyl, sy menswees deel maak van ons eie menswees, van wie en wat ons is. Dit vra ook dat ons sy woorde sal inoefen. Heeltyd daarna sal luister en ons sal nadink en dit sal inoefen en weet dat dit ons nuwe werklikheid is. Dat dit iets nuuts in ons lewe kom skep, want dit is wie en wat hy is. Maar hierdie werklikheid is 'n proses waar ons eintlik geomvorm word, ons totale menswees verander word, sodat ons nuwe mense kan wees en God kan verheerlik deur ons lewe. En daarom is ons Pinksterreeks nou ook die hooftema van leer leef saam met Jesus. Maar vandag gaan ons spesifiek kan kyk na ons werklikheid teenoor God se werklikheid en wat dan dit nou in ons lewens in toepas. Daarom wil ek ons met saam lees uit Matteus 28 vers 16. Sê, ons Galilea gaan uit die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan na nasies toe en maak hulle my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En alles onthou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Nou die teksgedeelte is eintlik 'n teksgedeelte wat saamloop met hemelvaart. Maar ons gaan 'n bietjie anders kyk vandag na hierdie teks. En voordat ons self net by dit kom wat daar staan, ek wonder wie van ons het al 'n woestyntyd in ons lewe beleef. Wie van ons het al beleef dat ons hoor nie Jesus se stem nie, of ons sien hom nie raak in ons lewens nie. Ons weet nie waar hy is nie, ons is self nie eers hierdie honger wat ons het om tyd saam met hom te spandeer nie. Ek weet nie wie van ons het al so beleef nie. Maar tog is daar soveel onbeantwoorde vrae in ons lewens en ons wonder, hoor hy ons gebede? Sien hy ons hart raak? Hoor hy ons smeking wat ons het? Is hy wel daar? En met dit kan er nog 'n tyd kom en met ons sê, maar hoorie, ons kan nie net opgee, ons kan nie net ons geloof in hierdie smeekgebede wat ons het net een kant beskuif nie. Ons moet steeds aanhou. Ons moet vashou, ons moet bly glo, al is daar nie antwoorde nie. Al is daar nie 'n deurbraak nie. Ons moet vashou aan die Here. En dis dan juist daar waar ons wanneer ons so vashou besef, maar hierso is besig om 'n verandering te gebeur. Ons is besig om geheroriënteer te word in ons geloofsreis, dat ons 'n nuwe pad begin stap, waar ons besig is om gevorm te word op 'n nuwe manier met die Here ons wil kom vorm. En dis dan daar waar ons besef dat die woestyntydperke waardeur ons gaan, juist ook groeitydperke is. Tydperke waar die Here besig is om in ons lewens iets te kom doen. Maar so het ons nodig om ons gedagtes te verander, sodat ons die nuwe werklikheid te raak sien. Die nuwe realiteit wat die Here vir ons gee, en dat ons weet ons kan meer vertrou op hom, want hy is daar, al sien ons hom nie werklik raak nie. Maar dan is die vraag, wat is realiteit? Hoe lyk dit in ons lewens vandag? Nou dit is goed wat elke dag rondom ons gebeur. Goed wat ons sien, goed wat ons hoor, goed wat met ons gebeur en dit wat ons doen. Dit kan goed wees soos koerantberigte wat ons lees, wat ons beïnvloed. Selfs sosiale media of ons vriende en ons werk, wat 'n invloed op ons lewens het. Dit bepaal ook hoe ons lewe inrig, hoe ons reageer, die besluite wat ons neem, en wat ons elke dag doen met dit wat op ons pad kom.
Maar tog daarin weet ons dat die invloede van die wêreld kan negatief of positief wees. Maar die keuse lê by ons, gaan ons dit positief of negatief dan nou uitleef. Maar in Jesus se lewens self, voordat hy met die disippels gepraat het hier in hierdie teks, was sy realiteit 'n Sondagoggend gewees waar hy uit die graf opgestaan het, waar hy die dood oorwin het en wat aan sy disippels verskyn het. Hy het die dood oorwin waar die invloede van die wêreld eintlik sy lewe wou kom steel het. Hy het dit oorwin want hy het opgestaan uit die dood uit. Mense wat niks te doen wou met hom nie, niks te doen gehad wou met hom nie. Maar tog deur dit het Jesus gesê, ek gaan opstaan. Ek gaan hierdie verskil maak, ek gaan nie dood oorwin met die krag wat God vir my gee en die Heilige Gees wat in my werk. En ek gaan dit doen, want deur dit gaan my kinders gered word. Dit is Jesus se werklikheid en sy realiteit, dat hy dit vir ons kan gee. Dat ons dit ons eie kan maak vandag en kan sien dat maak nie saak dit wat rondom ons gebeur nie en die ongelowige goed wat rondom ons gebeur nie. Ons kan vashou na die geloof van Jesus Christus. Daardie werklikheid wat hy vir ons kom gee. Maar eintlik tog so baie keer mis ons God. Ons beleef nie dat God regtig daar is nie en ons sien eintlik hom as afwesig. Ek weet nie wie van julle het al daai gevoel gehad, nie net van 'n woestyntyd, maar afwesige God. Hy is glad nie net teenwoordig nie. En ons sukkel selfs dan om kop bo water te hou met ons eie geloof. Ons twyfel in sy goeie werk, ons twyfel in die kerk, ons twyfel in ons medegelowiges en die geloof wat ons uitleef. Maar al weet ons dat hy wel daar is en hierdie twyfel en goed wat inkom, kan ons vashou aan wie en wat hy is. Kan ons hom gaan soek, al beleef ons hom nie. Maar soos wat Jesus met sy disippels hier gesels het, en vir hulle ook die laaste opdrag gegee het, wat wel verskriklik belangrik is, sê hy vir hulle dat alle mag aan hom gegee is. Nie net, 'n klein bietjie mag of sulke goed nie, maar alle mag is aan hom gegee, in die hemel en op die aarde. Nie net op een spesifieke plek nie. So dit bewys eintlik vir ons dat Jesus koning is. Koning oor die hemel en oor die aarde. Oor die hele skepping het hy die mag en gesag om uit te voer. Hy regeer. En dis juist wat hy wil kom vaslê by die disippels, dat sy koninkryk daar is, soos wat hy dit uitleef in die hemel en op die aarde. So ons kan dus dan vir mekaar sê dat die koninkryk van God juist dan die nuwe werklikheid is, wat ons dan lewe. Die werklikheid wat hierso reeds saam met ons teenwoordig is. Soos wat ons donderdag aand gehoor het ook met hemelvaart, ons gekyk het na Jesus se lewe en dit wat hy gedoen het, sy bediening wat hy uitgeleef het. Dit was sy werklikheid wat hy vir ons kom sê te belangrik die koninkryk van God is. Ons hoor in Matteus 4 vers 17 wat sê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die koninkryk van God het naby gekom. En eintlik beteken dit dat ons juis reeds al klaar in die koninkryk leef. Dat ons reeds besig is om saam met Jesus Christus ons plekke ook in te neem in die koninkryk. Want is reeds saam met ons. En al het Jesus opgevaar in die regterhand van God die Vader gesit, is hy hier ook, saam met ons en by ons. Nou Jesus is baie ernstig in hierdie teks om vir die disippels te sê, ja, julle moet uitgaan en julle moet nog disippels gaan maak en julle moet mense gaan doop. Maar tog is daar iets meer belangriker. Iets meer so sterk, want sy teenwoordigheid word gevul. Die aarde word gevul met wie en wat hy is en hy regeer as koning. Nie net as opgestaande Here nie, maar as koning op die troon. En dit is wat so wonderlik is. Maar ons vra baie keer, hoe kan Jesus regeer en as koning optree as ons deur woestyntye gaan? As dinge so moeilik gaan in ons lewens en ons hoor nie die Here se stem nie, ons sien nie sy teenwoordigheid raak nie. As ons kyk na dit wat rondom ons in die wêreld aangaan, die chaos en die seer en die gebrokenheid,
wat ons sien, hoe is Jesus wel daar? Hoe regeer hy as koning? Maar deur dit moet ons tog weet dat hy wel steeds in beheer is. Al is al hierdie goed besig is om te gebeur rondom ons. Jesus is besig om ons te vat aan die eindpunt toe, wat hy ons kom verwelkom het in die koninkryk. Wat hy ons verwelkom, waar hy staan en wag vir ons met oop arms by die poorte van die hemel. In Openbaring 21 vers 3 tot en met vers 5, praat hy dan juis, dat Jesus alles gaan kom heel en gaan kom nuut maak. Hy gaan ook God se woonplek aarde toe bring, en hy gaan elke traan afdroog, en weer eens hy gaan alles nuut maak. So dis die werklikheid waarna ons eintlik kan uitsien. Die werklikheid van alles wat nuut gemaak word, ons trane wat afgedroog gaan word, ons seer, ons gebrokenheid wat weggevat gaan word. En ons gaan saam met Jesus kan lewe, nie net as sy disippels nie, maar as mede-kinders, mede-erfgename van Jesus in die koninkryk van God. En Paulus het dan ook verklaar in Kolossense 1 vers 13 wat sê, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. So ons is onder die mag van Jesus Christus of die gesag van Jesus Christus, maar hy werk so deur ons. Hy gee vir ons hierdie nuwe werklikheid dat hy daar is, dat hy regeer in ons harte en in ons lewens, en dat ons so kan vashou. Maar dit is belangrik om te weet dat ons nooit alleen is nie. Al voel dit soms vir ons dat ons alleen is. Ons is nooit alleen nie, want hy is altyd teenwoordig. Hy is saam met ons, hy is by ons. En dis hoekom Jesus dit ook ernstig vir die disippels in die teks, maar onthou ek is by julle. Moenie net gaan en sê, ja, die Here was hier net opgevaar, maar onthou ek is saam met julle. Maar tog is dit 'n vreemde konsep vir ons partykeer om te verstaan, dat hoe is die Here hierso teenwoordig as hy dan nou opgevaar het? Maar Efesiërs 4 vers 10 sê vir ons, die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, en om alles met sy teenwoordigheid te vul. So die hemel is gevul met sy teenwoordigheid, so ook is die aarde gevul met sy teenwoordigheid. Alles is vol van Jesus en hoe hy saam met ons is en naby ons is en by ons is. So voel ons hom nie saam met ons nie, hy is hier. Hy is teenwoordig, hy is langs ons, hy lei ons om die regte pad te stap. Selfs ook God die Vader, hy se roepstem van ons af weg. Ons kan hom te roep en hy sal hoor. Hy is ook so naby, soos dit Psalm 139 vir ons sê, hy omsluit ons van alle kante. Hy kom beskerm ons, hy kom vee elke traan van ons oë af. Maar tog ook elke deel van ons gebroke hart sien hy raak, hy beleef dit saam met ons. Maar ook deel hy saam met ons in ons vreugde. En die goeie goed wat in ons lewens gebeur, hy vier saam met ons fees. So daarom kan ons sien dat Jesus bevestig dat hy tot op die einde van die wêreld saam met ons is. Dat hy ons nie gelos het toe hy opgevaar het nie, maar dat hy as koning regeer en hier by ons is. So in die begin het ons gevra, maar hoe is dit moontlik dat al is hierdie goed wat besig is om te gebeur en ons hierdie woestyntyd gaan, hoe is Jesus by ons? Johannes 14 vers 16 tot 17 sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle is en by julle bly. Dis die wonderlike ding, Jesus het opgevaar, maar hy het 'n voorspraak vir ons gestuur. Die Gees van die waarheid. Hy kom bly by ons, hy is saam met ons hier teenwoordig en deur dit beleef ons Jesus in nabyheid. Deur die Gees sien ons Jesus wat saam met ons hierdie pad stap.
Ons is nie alleen op ons geloofsreis nie. Baie keer ja, ons maak foute. Die keuses wat ons maak, lei ons weg van die Here af en verander ons werklikheid om te sê, maar ons sien nie die Here by ons nie. Maar tog is hy saam met ons. Die Gees lei ons in die pad wat ons stap, sodat ons kan weet, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En ons kan daaraan vashou. So ek kan eintlik my werklikheid oorgee aan God die Vader, aan Jesus Christus en sê, maar Here, my werklikheid wil ek in lyn bring met u werklikheid, met u koninkryk, sodat ek saam met u kan lewe. En dis hoe ons moet uitsien na die lewe wat Jesus vir ons gee. Want wanneer ons lewe in lyn is met sy lewe, kom ons werklikheid en sy werklikheid ooreen. So met tekste nou saam te vat en te hoor hierdie groot opdrag wat Jesus vir die disippels gegee het, maar ook om te hoor dat al is alle mag aan hom gegee, hy saam met ons tot aan die einde van die wêreld. Maar tog dat ons weet, ons werklikheid is ook sy werklikheid. En ons stap saam met hom in die pad, want ons koning en ons verlosser leef, en ons is nie alleen nie. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan hoor, Here, dat ons werklikheid, u werklikheid is, omdat u koninkryk reeds hier saam met ons teenwoordig is. Here, kom help ons om raak te sien hoe u ons handvat en ons lei. Here, waar daar op woestyntye in ons lewens is, waar daar tye is dat ons twyfel in ons geloof. Here, dat ons nooit alleen is nie. Help ons om dit raak te sien, Here, dat u voorspraak gestuur het, die Heilige Gees, om ons te kom vul met die teenwoordigheid, maar ook ons te kom lei in ons elke dag lewe. En Here, dankie dat ons kan weet dat die liefde so groot is vir ons elkeen. Dat hy ons kom omvou, dat hy ons kom beskerm en dat hy vir ons lief is. Seën ons in hierdie week, Here, met elke liewe diens wat ons ook gaan hê. Here, kom help ons en kom breek vir ons die woord oop, dat ons die woord sal verstaan, en dit sal kan uitvat, Here, en sal inleef in ons geloofsreis in. Ek bid dit in u naam alleen. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir ons dankie vir so opgeneem te word, maar die lied wat gaan speel is bietjie langer, so sit en luister na die woorde.